Goeiemôre almal wat vanoggend hier by die erediens is. Is lekker om hier saam met julle te wees, vir die wat dalk kuiergaste is hier vir die doop, of wat miskien dalk ook hier nuut is by ons. My naam is Wynand van die kerk, ek is een van die predikante hier in die gemeente, en is baie lekker om vanoggend saam met julle in die erediens te wees. Ek wil net so 'n paar sake vir julle op ons dagboek deel, wat ons gemeente nuus is. En die eerste ding is dat, ek weet nie of julle weet nie, maar dit is nog skoolvakansie en dinge is nog nie heeltemal aan die gang in die nuwe jaar van 2025 nie. Ek wil net sê dat ons het amper klaar met 'n kwart van hierdie eeu. So ons is regtig nou amper daar. As jy uitsien na toe die jaar 2100, dan is jy nou 25% van die pad, as jy amper daar is. So ons begin die nuwe jaar en volgende week skop ons so min of meer af. Dan gaan ons die kategese registrasie doen en ons veral ons jong mense en almal bietjie vertel en verduidelik hoe dit werk. En dan is daar die naweek daarna iemand wat dan nou so bietjie eers kans kry om tot diens te sê wat ek is, en dan die tweede naweek, of die eerste naweek van Februarie, 2 Februarie, gaan ons volledig dan nou afskop met die normale program met 'n nuwejaarsfees en al die dinge wat daar mee saamgaan. So dit is die volgende paar mense wat voorlê vir die volgende paar weke. En dan kort ons mense wat ons verwelkomingsspan kan aansluit. As jy dalk sê, weet jy, ek is iemand wat ek is 'n pragtige persoonlikheid. Ek is my ma se oulikste kind. Ek kan by die deur staan en vir mense sê, hallo, welkom by ons. Dis lekker om jou hier te hê en net dalk so 'n bietjie geselsie of so aan te knoop. Ons kort mense in ons verwelkomingsspan. So as jy nou voel die Here is besig om nou met my gewete te werk, dan kan jy dalk op dit reageer en dan kan jy net sommer jou naam op. Jy kan hier by my kom doen of jy kan dit die kerkkantoor laat weet of so aan na die tyd. Dit sal vir ons wonderlik wees as julle daarvoor kan sien. Dan die volgende saak ook is dat ons het 'n klompie afsterwes gehad oor die feestyd wat vir ons baie hartseer is, en dan nou dink ons juis in die verband aan Kobus Loubser hulle, vir hulle hele gesin, vir Kobus hulle, vir Richard hulle en almal van hulle. En dan ook die twee ander houdienste wat in hierdie week is. Lien Howard se diens is eerskomende Dinsdag, dit is 11:00, en dan Trudy Uberse en Vrydag ook 11:00. As julle ook aan hierdie tyd, aan Susie ook wat siek is, en almal van hulle wat verlies het in hierdie tyd, ook net in julle gebede aan hulle kan dink. En dan laastens ons verjaarsdag. Aan almal wat verjaar het in die Desembertyd, miskien was jy ergens op die strand toe jy 21 geword het, baie geluk met jou verjaarsdag, of as jy 'n huweliksherdenking of so het, baie geluk. As jy welkom vir julle 'n sjokolade te kom haal, of almal wat dalk in die komende week verjaar, baie geluk. Nee, geluk. Jou pa verjaar. Nee, maar sê vir hom baie geluk. Baie geluk. Dis 'n plesier. Is daar enigiemand anders dalk 'n doop hierso? Verjaar jy soveel? Ja. Baie geluk. Jy moet baie lekker verjaar. Nog eniges? Nee, dit lyk my nie so nie. Ons toetreerlied vandag is Vlam 24, as ek die hemel aanskou. Kom ons sit so en ons sing dit en ons berei onsself voor op die erediens. Thank you.
graag vir Benno Benadi om vir ons die Christuskers te kom aansteek. Dankie Benno. Dra liewer vrugte wat by julle bekering pas. Vriende, wees gegroet in die naam van God die Enig, in wie se naam ons gedoop is, wat ons nooi om vrugte te dra in hierdie wêreld. Amen. Kom ons staan vir 'n loflied as ek die Hemelvader. Hierdie Sondag, wat gewoonlik die tweede Sondag is van die jaar, dit is die Sondag na Epifanie, is dit die tyd wat ons in die kerk gewoonlik dink aan Jesus se doop. En daarom is dit vandag eintlik so mooi en spesiaal dat ons ook 'n geleentheid kan hê om self te doop. Dis al 'n mooi tyd van die jaar wat ons dit kan vier. En ek wil graag vir Visser en Jeliska, minnaar, na vore nooi. Vir hulle gesin ook is dit 'n groot dag. Julle twee kan hier by my kom staan. Staan sommer net hier langs my. Vandag is 'n groot dag. Vandag kom wys ons vir die hele wêreld dat God lief is vir julle kinders en dat hulle hom behoort en dat hulle ook op 'n spesiale besonderse manier aan julle behoort en dat julle regtig waar hulle in hierdie genade wil grootmaak. En dit kom doen ons deur die doop. Want God het nog altyd hierdie doop in liefde na sy mense toe kom. En dit vorm deel van sy groter verhaal van die skepping waar ons geslag tot geslag aan mekaar verbind. Nou julle, hierdie doop is wonderlik.
Die doop het 'n klomp tekens wat ons help verstaan wat dit vandag vir ons gaan beteken. Die eerste daarvan is die water. Die water in hierdie doopfont wat ons daaraan herinner dat ons in Christus ingedompel is. Dat julle vandag kan weet, julle 3 wonderlike kindertjies is skoon gewas. Dat hulle staan nie meer in 'n plek waar hulle verhouding met die Here en die wêreld op grond van sonde of iets sleg soos dit gedefinieer word nie. Hulle behoort aan God. Hulle is skoon gewas. En 'n teken daarvan gaan hulle simbolies 'n nuwe kleed aantrek om te sê dat hulle behoort aan Christus. En hier langs ons is die nagmaalstafel wat ons gaan herinner dat, weet jy wat, deur die res van hulle lewe gaan hulle nog tye kan kry wat hulle die Here kan vier en kan weet dat hulle deel is van sy identiteit. En ook gaan ons vir julle 'n doopkers gee. En hierdie doopkers wat ons vandag vir julle gee, wat julle 3 kinders se geskenke word, hulle doopkers, gaan ons herinner dat, weet jy wat, maak nie saak hoeveel donker daar partykeer in die lewe kan wees nie. Wat se moeilikhede oor hulle pad kan kom of oor julle pad kan kom nie. Saam met God is daar altyd lig. En Visser, daarom wil ek vir jou vra, sal jy vir ons die doopkerse aansteek asseblief? En julle het reg gehoor, hulle gaan vandag al 3 julle kinders doop. En dit is my regtig besonder dat ek ook, ons stap ook al jare op pad saam, dat ek ook saam met julle hier vandag hiervoor kan staan om dit te deel. En as julle nou al hierdie woorde gehoor het, wat ons nou vir mekaar vertel het van wat die doop beteken, dat by die doop gaan dit eerstens oor God wat kom en julle kinders kies en sê hulle is syne en hy wil 'n pad saam met hulle stap. As julle dit gehoor het, dan wil ek vra dat julle sal sê, julle kom as gelowige ouers om julle kinders na hierdie genade te doen. En dit wil ek vra dat julle sal ja antwoord op die volgende belydenis. Glo julle in God die Vader, wat julle en julle kinders versorg, bewaar en liefhet. En glo julle in Jesus Christus, wat vir julle sondes aan die kruis gesterf het. Glo in die Heilige Gees wat in julle woon en wat julle rig en lei om volgens die wil van God te leef. En nadat julle al hierdie beloftes van God by die doop gehoor het, is dit julle opregte voorneme om vandag julle kinders te bring om gedoop te word. Wat is hardop saam julle antwoord? Ja. Dan wil ek graag hê dat ons nou 'n lied saam sal sing terwyl ons ook die 3 kinders inbring. Baie dankie. Nou julle staan hier voor en julle kom bely vandag dat julle glo in die Here en julle wil julle kinders bring dat julle in hierdie genade wil grootmaak.
Maar julle staan nie net alleen nie. Ons is 'n geloofsgemeenskap. Ons vat saam hande en sê, weet jy wat? Geloof is 'n ding wat saam gedoen word. En julle is deel van ons en ons gaan saam met julle hierdie pad stap. En daarom, as jy ons klaar gedoop het, gaan julle belofte maak, maar gaan ons as gelowiges ook so belofte maak om saam met julle hierdie pad te stap. Maar voor ons na die doop toe gaan, kom ons as gelowiges saam. Bely ons geloof. Julle kan dit doen deur te sit en ons doen dit met die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle weer gedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Carlia, is jy baie ongelukkig met ons? Hanwin, kom staan hier so by my. Hanwin, onthou jy toe ek vir jou daai prentjie geteken het ek vir jou gesê, weet jy, dit is soos hierdie skaapkraal waar jy in is. En toe het ons gesê, op 'n manier in hierdie skaapkraal kry die skape 'n merk om te sê hulle behoort aan die Here. Onthou jy? Toe het ons vertel, want jy het 'n plaas en jy het vertel van die merk en die dit en die dat. En vandag as ons jou kom doop, is dit soos wat ons vir die hele wêreld sê, jy behoort aan die Here. Jy's sy kind. Hy kies jou, hy's lief vir jou. En is jy reg vir dit? Is jy reg om vir die wêreld te sê, "Wow, dankie dat ek God se liefde ontvang." Dit is wonderlik. En dan gaan ek die kans hê om jou te doop sodat jy kan onthou, die Here gaan altyd hier jou hele lewe by jou wees. Hanwin Minnar. Ek doop jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Dankie. Divan, kom staan hier so. Divan, weet jy ook dat die Here jou gekies het en dat hy jou lief het en dat hy jou lewe lank by jou gaan wees. En dit is vandag die teken wat ons vir jou gaan gee by die doop. Divan Visser Minnar. Ek doop jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Kom maar daar agter gaan staan. En Carlia Minnar, jy behoort ook aan die Here. En hy kies jou ook vandag en wys vir die hele wêreld dat jy aan hom behoort. En selfs al verstaan jy absoluut niks hiervan nie, kan jy weet, hy vir jou lief het en dat hy by jou gaan wees en by julle hele gesin gaan wees oor julle hele lewe. Carlia Minnar, ek doop jou in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Jesus vir julle dankie. Julle ouers het vir julle 'n gebed geskryf wat vir julle 'n seëngebed gaan wees wat ek nou vir julle gaan bid. Kom ons sluit die oë. Here, ons roep ons kinders se gees tot aandag in die naam van Jesus Christus. Kinders, julle is volmaakte skepings van God. Hy het oor alles van julle nagedink. En julle elke molekuule van julle menswees beplan en hy verheug hom oor julle. Julle is unieke mense met baie spesifieke talente en gawes en ons waardeer julle vir die geskenk van God wat julle in ons lewens is.
Mamma en pappa is lief vir julle en julle is kosbaar vir mamma en pappa. En ons seën julle met die wete dat julle aanvaar word vir wie julle is en 'n spesifieke taak waarmee die Vader julle toevertrou het. Ons wil vir julle elkeen 3 Bybelversies toebid. Eerste een in Numeri. Die Here sal vir jou goed wees en vir julle sorg. Die Here sal jou raak sien en vir julle liefde gee. Die Here sal julle goedgesind wees en julle voorspoed gee. Ook 1 Kronieke 4 vers 10. Laat die seën op Hanwin, Divan en Carlia rus en vergroot hulle grond. Wees asseblief met hulle in alles wat hulle doen en bewaar hulle in moeilikheid en pyn. En laastens Psalm 91:11. Want hy sal sy engele opbeveel om julle op al julle weë te beskerm. Amen. Amen. Julle 3 is gedooptes. Julle is deel van die geloofsgemeenskap van die Here en gaan leef met daai identiteit. Trek Jesus aan as julle identiteit en gaan leef in sy seën in die wêreld. En dan vir julle as ouers wat dan nou hierdie groot genadeteken wat oor julle kinders gegee het, wil ek nooi om hulle dan in hierdie genade groot te maak deur die volgende te beloof. Beloof julle om julle kinders van God se genade en liefde te leer en van die betekenisse en die eise van die verbond in te lig. Tweedens, beloof julle om vir hulle 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid. En derdens, beloof julle om julle kinders te ondersteun dat hulle hierdie beloftes van God hulle eie kan maak. Wat is hardop saam julle antwoord? En dan ons as gemeente, deur die doop het hierdie kinders deel van ons gemeente geword. En as gemeente saam het ons ook die verantwoordelikheid om die kinders wat in ons gemeente is te ondersteun en hulle te help om die Here te leer ken. Of dit nou is wanneer ons dalk met hulle te doen kry of dalk net bid vir ons gemeentelede of so aan. Beloof ons saam as gemeente om hierdie op te neem, dat ons die kinders in ons gemeente kan help, dat hulle ook hierdie beloftes van God hulle eie kan maak en die Here kan leer liefkry. Wat is hardop saam ons antwoord? Ja, baie dankie. Geluk julle. Baie geluk. Dankie, geluk. Geluk. Ek kan die kersse na die tyd kom kry. Nou daarso. Die van daarso. Baie dankie, julle kan maar gaan sit. Vriende, ons skriflesing vandag is uit die Evangelie van Lukas. Ons gaan daar lees uit hoofstuk 3 vers 7 tot 16. Ek gaan vir ons die woorde van die 2020 vertaling op die skerm ook sit. Vir die skare wat in groot getalle na Johannes gestroom het, om deur hom gedoop te word, het hy gesê: "Ander geslag, het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom. Dra liewer vrugte wat by julle bekering pas. Moenie vir julleself begin sê ons het Abraham as voorvader nie, want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Die bye lê reeds teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
Die skare vra hom toe, wat moet ons dan doen? Hy het hulle geantwoord, wie 2 kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat niks het nie. En wie kos het, moet dieselfde doen. Daar het tollenaars gekom om deur hom gedoop te word, en hulle het hom gevra, meester, wat moet ons doen? Hy het hulle geantwoord, moenie meer invorder as wat julle voorskryf nie. Ook soldate het hom gevra, en ons? Wat moet ons doen? Vir hulle het hy gesê, moenie geld van mense afpers nie, en moenie hulle nie vals aankla nie, maar wees tevrede met julle lone. Omdat die volk allerlei verwagtinge gehad het, het hulle in hulle harte gewonder of Johannes nie dalk die Christus is nie. Johannes het hulle egter geantwoord, ek doop julle wel met water, maar daar kom iemand wat sterker as ek is, en as ek nie eers werd om die riempies van sy sandale los te maak nie, hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Ek wil jou vat na 'n goeie braaivleis toe. Die vuur lyk lekker, die mense kuier, dit is net so deel van wie ons in ons menswees is. En elkeen het dalk 'n bietjie van die idee, ons doen dit so, of ons doen dat, en as daar vriende kom, dan bring iemand altyd 'n hoender, en dan vat dit te lank, en dan is daar kommentaar daaroor, en dis braaivleis nou vir jou, dis maar deel van wie ons is, en deel van wat ons doen by 'n braaivleis, en wat partykeer ook waar is, sê nou maar by 'n haarkapper, of by 'n sportwedstryd, of wat ook al, is die ontsettende vermoë van ons, om al die wêreld se probleme op te los by 'n braaivleisvuur. Kyk, ons is baie goed daarin. Ons sal vir jou 'n probleem vat, en ons sal hom praat, en dit, en dit, en dit, en so aan, en ons kan ons oplos. Maar ek wonder oor daai ding. Ons is eintlik, wanneer ons by daai braaivleisvuur staan, baie goed, nie noodwendig om die probleme op te los nie, maar vir mekaar te vertel wat hulle verkeerd doen. Ons kan sê, by die skool is A, B en C regtig fout. Ek bedoel, dit gaan verskriklik sleg. By my werk is dit en dit. En as hulle net ophou dit doen, of ophou so is, of net asseblief kan, dan sal dinge tog net beter gaan. In die politiek kan ons nie net daaroor praat nie. Dit is verkeerd, dit is verkeerd. As elkeen van ons net president was, dan was hierdie 'n probleemlose land. Of hoe? By braaivleisvure is ons goed daarmee om die wêreld se probleme aan te spreek. Net 'n bietjie om te laai en af te haal en te vertel wat pla. Maar wat ons nie doen nie. Ons is goed om te sê, dit is wat hulle verkeerd doen. Ons is nie goed om altyd te sê waar ons tekort skiet nie. Dit wys vir hulle foute uit, maar ons eie foute. Nee man, dit is nie die plek nie. Kom ons sit dit eerder so bietjie op die agtergrond. Dit is nie die plek vir dit daarso nie. Nou wanneer ons vandag na hierdie teks toe kom, wonder ek of iets van daai volkskultuur nie geleef het in daardie tyd nie. En dat Johannes, wanneer hy met die mense praat, iets van wat hulle doen en wat hulle is en wat hulle met mekaar in die samelewing maak, sy kop uitsteek en hy wil dit aanspreek op 'n ander manier as wat ons by die braaivleisvuur doen. Nou Johannes die Doper het so half 2 groot rolle gehad. Een dat hy het kom doop, maar tweedens het hy ook die rol gehad om half die pad reg te maak, om te kom voor te berei vir Jesus wat moet kom. En hierso het ons by hom 'n preek. Ons lees hier uit 'n preek uit en dit is 'n redelike harde preek. Ek dink as jy daar gesit het, dan het jy half so in jou stoel ingesak vir die tipiese harde woorde wat hy hierso sê. Ek bedoel hy is skaars besig en dan noem hy hulle adder geslag. Ek was lanklaas as 'n slang aangespreek, so ek dink om in 'n preek dit te hoor, het daar waarskynlik 'n paar mense regop gesit. Maar wat hy sê in sy preek, dink ek moet ons nog steeds kan hoor vandag. En sy preek loop uit op die doop. En 'n doop wat ons vandag ook so 'n kans gehad het om te beleef en te bewonder. En ek het gedink dit is tog wel goed dat ons mekaar net eers voor ons in diepte van sy preek ingaan, net so 'n paar dinge oor die doop herinner. Vandag is die doopsondag. Dit is 'n tyd van die jaar wat ons by Jesus se doop stil staan en wat ons by hierdie ding gesels. Nou vriende, wat hier afspeel met Johannes se doop, met Jesus se doop en die doop wat ons vandag gesien het, hulle almal hou so verband met mekaar, maar nie een van hulle is presies dieselfde nie.
Wat doen Johannes? Dink gou daaroor, Jesus het nog nie gekom nie. Dis nie asof iemand in die water kon instap en hy sê, ek doop jou in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees nie. Ons is net dood eenvoudig nog nie daar nie. Wat Johannes doen, moet ons dalk eerder verstaan as 'n tipe van 'n reinigingsbad of 'n reinigingsdoop, wat half in hulle tyd te doen gehad het met baie van die Ou Testament en sonde. So daar is ooreenkomste met ons doop, maar dit is nie presies dieselfde nie. Jy sal as jy deur die Ou Testament gaan kyk in plekke soos Levitikus 13 of 14 en dan later in hoofstuk 17, sal jy sien dat om te was of om jouself te reinig was deel van dinge wat partykeer deel van hulle tradisie was. Veral as jy byvoorbeeld aan iets geraak het wat onrein is of iets dan jouself gaan skoonmaak. En soms was dit letterlik 'n bad en soms was dit 'n besprinkeling gewees wat hulle moes gedoen het of so aan. Of as iemand ingewy word, dalk 'n priester of 'n leviet of so, was daar baie keer ook hierdie tradisie gewees. En toe met tyd toe groei dit en dit was nie net waar van die Jode nie. Party ander volke het dieselfde gedoen, het hulle hierdie gebruik gehad dat ek wil skoonkom voor God. En dan was daar iemand soos Johannes die Doper. En jy het na hom toe gegaan en gesê, "Hey Johannes, sal dit nie glo nie. Ek is nie op 'n goeie plek met die Here nie. Ek is onrein, ek het dalk iets sleg gedoen, ek het dalk foute." En dan sê jy gegaan het en dan sê hy jou dan nou gedoop het of jy sou hierdie reinigingsbad deurgegaan het. Soos jy skoon gewas word van die sonde. Maar Johannes se doop was bietjie anders, want dit is nie asof jy dan nou gedoop is in die naam van God die Vader, God die Seun nie. Dit is 'n reinigingsbad. So as jy dan nou volgende maand weer voor hom moet staan, "Haai Johannes, jy sal nie glo nie. Hier's ek weer." En die maand daarna dan kon jy dit gedoen het. Dit was 'n reinigingsritueel, iets heeltemal anders as 'n sakrament. En dan kom Jesus by hom. Direk in die gedeelte wat ons nou gelees het na dit, daag Jesus by hom op en Jesus kom om gedoop te word. En Johannes het nou net vir ons gesê, weet jy, ek is nie eers werd om eintlik sy skoenveters los of vas te maak nie. En Jesus kom om gedoop te word. En dan sal party mense sê, sien, dit is hoe die doop werk. Weet, hier kom 'n groot volwasse Jesus om dan nou gedoop te word. Dit is vir ons 'n teken dat dit is hoe die doop werk. Maar kom ons lees net gou mooi wat hier aangaan en hoe werk die doop en selfs Johannes se doop. Hoeveel sondes het Jesus op daai punt gehad? 0, want hy's Jesus. Hoekom moes Jesus gedoop word? Dis nie asof hy daar moes opdaag en dan nou 'n reinigingsbad ondergaan omdat hy onrein is nie, hy is Christus. Wat by Jesus gebeur is 'n unieke, eenmalige ding. Jesus kom en daar's verskillende name wat gegee word, maar dis op 'n manier sy roepingsdoop. Dis waar hy sê, ek vereenselwig myself volledig met die mense hier om my. Ek word so deel van julle dat ek selfs met daai plek waar julle sondes het, identifiseer by die doop. Daai sondes wat hy later sou dra aan die kruis. En dis die begin van sy openbare roeping. Dis iets heeltemal anders as wat ons ver oggend gesien het. Wanneer gelowige kinders kom en gelowige mense kom en sê, ek behoort aan die Here. En die Here sê, ek was jou skoon, ek maak jou los van sonde, maar ek wys vir die wêreld, jy is myne. En by hierdie sakrament van die doop wat ons ver oggend gesien het, weet ons, dis 'n eenmalige ding. Want Jesus het een keer aan die kruis te gesterf het. Hy maak ons skoon, hy wys vir die wêreld, ons is syne. Ons trek sy identiteit aan. Dis wat Johannes die Doper hierso voor hom sien afspeel het. En dit is waarna toe ons doop sou gegroei het. Maar dan die woorde. Die woorde wat hy sê voor hierdie doop kom, om hulle voor te berei, is hierdie harde woorde. Van bekeer julleself. Dra eerder vrugte wat by julle pas. Hierdie mense wat vir hom luister, staan toe nou daar en dink, ja, wat kan dit tog nou vir ons beteken? Want ek is seker daarvan, party van julle sal dalk weet en het in hulle harte ook geweet, dat hulle weet, van daai godsdiens elite, van daai fariseërs, sadiseërs, weet jy, hulle kan dan maar skyn heilig wees. Van daai mense daar buitekant,
Hulle het al die mag. En hulle trap op ons almal en hulle sê vir ons almal hoe dinge moet werk. Oor hulle kan ons hulle koppe skud. Oor hulle kan ons sê die ander geslag. Maar ons, wat moet ons doen? Van hulle kom vra dit vir hom. En hy sê dan vir hulle, weet jy wat? Deel jou klere uit. Wees goed vir jou naaste. En dan stap die tollenaars nader. Nou die tollenaars in daardie tyd, die hooftollenaars, baie keer was die Romeine gewees en hulle het die geld in versvordeel vir wat belasting gebruik het aan die Romeine, maar dan het jy ook die lae klas tollenaartjie gekry. En hy was waarskynlik deel van die Joodse volk. Ou Joetjie. En almal het op die tollenaars neergekyk. Hulle was regtig sleg. Hulle vat ons geld en gee dit vir die Romeine. Daar is onbetroubare mense. En hulle vat gewoonlik te veel. Nee man, hulle is slegte mense daai. Niemand het van hulle gehou nie. Verbeel jouself nou. Jy moes 'n tollenaar wees. Jy het waarskynlik geen ander opsies gehad nie. Maar ergens moes jy ook nou maar 'n bietjie geld op die tafel sit, want vir ons almal wil eet. En daai ou tollenaartjies, of hulle nou die korruptes is, en of hulle nou die dies is, wat dan nou op 'n manier dinge moeilik het, kom staan en sê, wat kan ek doen? Tollenaar, wees eerlik. Jy wat in 'n beroep staan waarvoor oneerlikheid bekend is, wees eerlik. Doen jy jou deel reg? Ek vra nie meer nie, daar waar jy is, doen dit wat jy doen met die regte eerlikheid en Christelike waardes. En die soldate staan toe nader en hulle was waarskynlik Romeine, dalk het hulle nie eens ingepas nie, of partykeer was daar koopsoldate, en soldate doen verskriklike goed. Hulle gaan oorlog toe. En in daardie tyd was hulle berig daarvoor om met geweld die Romeinse wil af te dwing. Doen jy as soldaat wat jy doen regverdig? Verbeel nou jy kom staan daarvoor. Hey, ek is maar net 'n ouma, ek is afgetree. Wat moet ek doen? Ek het nou hierdie harde woorde gesê. Doen dit wat jy doen met goeie Christelike waardes. Hey, nee, ek is 'n prokureur. Weet jy gaan kom by mense wat foute maak en mense wat broos is. Gaan jy integriteit hê? Gaan jy eerlik wees? Gaan jy dit goed doen? Hey, ek is nog op skool, wat kan ek doen? Doen dit wat jy doen met goeie Christelike waardes. Dit is ons uitnodiging in hierdie teks. Ek en jy leef in hierdie wêreld en daar's soveel dinge daar buitekant van wie ons hande kan wys en kan sê, julle doen dit so en julle doen dit nie so nie. Maar ons is gedooptes. Ons is mense wat skoon gewas is voor die Here. En ons kan nie die wêreld se probleme oplos nie. En ons kan nie al die kompleksiteit bestuur nie. En weet julle wat? Ons gaan maar lekker foute ook maak. En ons gaan maar lekker kortval ook. Maar met watse gesindheid gaan ons in hierdie jaar dit wat ons doen aanpak? Of dit nou by die werk is en of dit by die huis is. Of dit in ons huwelik is, of ons verhouding met ons kinders, of selfs met daai mense wat ons nie van hou nie. Dis ons vraag. Ek wil afsluit deur vir julle 'n videoetjie te wys. Baie dankie.
verhaal was daar 'n arm seentjie wat skoene gewas het of skoon gemaak het. En 'n ryk man wat by hom gekom het en gesê het, maak my skoene skoon. En die ryk man het gevoel die 2 munte wat die seentjie vra daarvoor is te veel en hy gee vir hom net 1. En hierdie seentjie daai beursie opgetel wat hy laat val het. Selfs al was die man nie goed teenoor hom nie, het hy goedheid vir die man bewys. En hy het nie eers die geld daarvoor gevat op die einde nie. Ek kan myself nie in jou skoene plaas nie. As jy met die Here gesels, en ons luister vir die teks, wat is daardie dinge wat ons moet gaan doen in hierdie jaar op die plekke waar ons gaan kom, om sy goedheid en liefde uit te straal, want ons is gedooptes van die Here. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie dat U ons lief het, en dat ons by die doop weer vandag daai bevestiging kon gehad het, dat ons aan U behoort. U is ons Vader, ons is skoon gewas. U kies ons, en die liefde is so groot dat ons nou daarvoor kan weghardloop nie. Dan wil ek bid dat ons dit sal onthou hierdie jaar, en dat ons in daai genade sal leef, en dat U vir ons elkeen sal help verstaan wat dit beteken, Here, in ons eie kontekste, hoe ons dit kan gaan uitleef, en hoe ons met goeie geestelike waardes daai hoop en liefde kan vertoon. Here, ek bid ook vir die mense wat ons op ons gebedslys geplaas het, Here, ons gesinne daar, wat deur moeilike tyd het, omdat daar siekte of dood in hulle huisgesinne was. Ek bid ook vir ander waarvan ons nie weet nie, wat dalk die jaar op 'n moeilike plek begin, of dit nou is oor dalk verhoudingsuitdagings, of ander trauma of krisisse, uitdagings dalk by die werk, of wat ook al dit mag wees, of gesondheid of so, Here, wees by hulle, dra hulle in hierdie jaar. Ons bid dit in diep afhanklikheid van U naam. Amen. Ek gaan nou kans gee dat julle die Here kan dien met julle liefdesgawes. Ons slotlied is Beeld van God. Kom ons staan. Thank you.
mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees by julle elkeen wees en bly. Amen.